Aan na die ander goed toe. Trini, jy's aan daai kant, jy verjaar. Ek hoop dat dit vir jou 'n bitter mooi jaar is. En volgende jaar is 'n groot jaar. Ja. Jy hoef niks te sê van dit nie, want ek bedoel jy lyk fantasties. So. Vat dit nou maar net dat jy lyk baie goed. Goed, is Rina Swart vanmôre hier? Nie? Goed. Is dit? Hi, Rina. Hoe kyk ek vir jou, mis? Ek het jou dalk gegroet vanmôre. Baie hartlik geluk, hierdie kaartjie hoort ook aan jou. Ons hoop dit 'n bitter mooi jaar is wat voor lê. Goed, Adrie is hier. Adrie verjaar ook. Baie geluk, Adrie. Mag dit regtig vir jou 'n goeie jaar wees. Beter jaar, sterker. Ons hoop se regtig so. Goed, enigiemand anders in ons Junie babas? Nee. Goed. Broers en susters, na aanleiding van die gesprek wat die kerkraad verlede week gehad het, gaan ons vind hierdie week vir julle 'n briefie uitstuur wat net sê dis wat die kerkraad bespreek het, maar julle sal sien daar ook dat ons 'n tyd sal skeduleer dat ons so 'n bietjie ook met mekaar gesels en so 'n bietjie praat oor erediens en samekoms en al die goed. Maar uit dit uit sien julle dat ons die stilgebed voordat ons die erediens begin so 'n bietjie gaan verleng. So ons gaan dit vanoggend sommer al doen, dat ons die stilgebed so 'n bietjie verleng. So met ander woorde, ons het geoefen en ons het die afkondigings gedoen en dan het ons hierdie bietjie meer uitgebreide stilgebed sodat almal net kan rustig raak en dan kan ons met ons erediens aangaan. Ons het ook vanoggend 'n voorleser, Gerrit, baie dankie dat jy vanoggend kan sien daarvoor. So ek dink ons is nou daar. Kom ons raak rustig en dan gaan ons aan met die erediens. Ek sê maar net vir julle, ek waarsku julle net, ek is hierdie week vir 5 dae nie in Pretoria nie. So laat weet, praat met Michelle in die kantoor as daar enigiets is waarvan ons moet kennis neem asseblief. Goed, kom ons raak stil vir 'n rukkie en dan gaan ons aan met ons erediens.
deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, kom ons luister na die vryspraak soos wat Paulus dit vir ons aangeteken het in Romeine 5 vers 3 tot 8. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds die bestemde tyd vir ons as goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Kom ons bely dan ook nou, met die sing van Vlam 34,
strofes 1 en 2. Here ons God, as ons voor U kom vanoggend, dan is dit Here met 'n stukkie dank in ons hart. Dankie dat U ons ook in die week wat verby is gelei het en dat U vir ons gesorg het. En dat daar oomblikke was waarin ons kon weet dat dit U was wat nou gepraat het. Dat dit U is wat besig is met ons. Here, baie dankie dat ons vanoggend, wanneer ons na U woord kyk, kan kyk met die verwagting, U sal met ons praat. U sal met ons besig wees. U sal deur die Gees tot by ons kom en ons aanraak en ons harte en ons gedagtes stil maak sodat ons kan luister na dit wat U te sê het. Here, in hierdie eenvoudige gebeure van sonder mense wat by mekaar kom en U wil aanbid met dit wat ons het, is U hier, Here, met U mag en U majesteit en U krag, maar ook U liefde, om ons aan te raak en ons lewens te verander. Dankie, Here, dat ons U kan vertrou in alles wat ons doen. En dat ons weet, U hou U oë op ons. Daar is nie 'n oomblik wat U wegdraai en met iets anders besig is nie. U is lief vir elkeen van ons. U sorg vir ons as gemeente. U is besig in hierdie gemeenskap en in ons wêreld. En daarvoor, Here, dank ons U. Dit bid ons in die naam van Jesus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, is Eksodus 19. Ons gaan daar net die eerste 9 verse lees. Die konteks is natuurlik dat die volk bymekaar is by Sinai en dat die verwagting is dat hulle God se wet gaan kry. En ons gaan net so voor hulle die wet ontvang, gaan ons bietjie fokus op hierdie verwagting en wat hier gebeur. Presies 3 maande na hulle uittog uit Egipte, het die Israeliete in die Sinai woestyn aangekom. Nadat hulle van Refidim af vertrek het hulle kamp opgeslaan in die Sinai woestyn, reg oor die berg.
Moses het in die berg uitgeklim na God toe, en die Here het van die berg af na hom toe geroep. So moet jy vir die nageslag van Jakob sê, vir die Israeliete vertel. Julle het gesien wat ek aan Egipte gedoen het, hoe ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na my toe gebring het. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees. 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel. Moses het toe afgeklim en die leiers van die volk bymekaar geroep en vir hulle alles vertel wat die Here hom beveel het. Daarna het die volk soos een man geantwoord. Alles wat die Here gesê het, sal ons doen. Moses het vir die Here gaan sê wat die volk geantwoord het. Toe het die Here vir Moses gesê, ek kom na jou toe in 'n donderwolk. Die volk sal my kan hoor wanneer ek met jou praat. En dan sal hulle altyd vertroue in jou hê. Ons lees vanoggend tot sover, broers en susters. Gelukkig elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan leef. Het is tragies dat die volk so uit een mond kan praat en sê, ons sal alles doen wat die Here vir ons sê. En dat die Here vir Moses sê, ek sal vir hulle bewys dat ek met jou praat en dan sal hulle jou altyd vertrou. En dan land hulle in die woestyn en dan doen hulle presies die teenoorgestelde, nee. Die mensdom het nog nooit verander nie. Maar kom ons begin vanoggend op 'n ander plek met 'n mooi beeld. Die Here sê hier vir Israel, en het julle dit raak gehoor, dat hy hulle op arendsvlerke sal dra na hom toe. Dus kom, ons thema vanoggend ook is, gedra op arendsvlerke tot 'n nuwe lewe. Daardie klein arendjie wat in sy nes sit, en hy begin hierdie vlerkies van hom oefen, en hy kom agter, maar ek kan iets met hierdie vlerkies doen, en hy hou sy mamma en sy pappa dop, en hy sê nie, maar hulle gebruik hulle vlerke. En dan kom maar 'n dag, wanneer hierdie ouetjie gaan probeer om uit die nes uit te kom. En dan weet julle, dat hy nie weet, wat onder daai nes aangaan nie, hoe ver dit onder toe is, en hoe ver hy kan val nie. En as hy dan so al fladderend daar uitspring, ek weet nie of klein arendjies kan angs beleef nie, maar ek dink daar moet 'n stukkie angs wees met daai duikslag uit die nes uit en hierdie gefladder. Daar's niks onder jou nie vir 'n hele end. En dan is dit so mooi as die ma-arend inkom en sy laat hom op haar rug laat. En dit is ook die prentjie wat vanoggend hier voorop was en wat was in die temabeeld. Van hierdie ma-arend wat seker maak, hierdie klein arend gaan sy eerste vlug saam met haar vat. En dan as hy sterker is en hy verstaan hoe die vlerke werk, dan kan hy verder vlug. Dat hy kan weet, sy sal na hom kyk, totdat hy sterk genoeg is om self te vlieg. En dis die beeld wat God vandag, of vir die Israeliete daar en vandag vir ons gee. Dat sy sorg so groot is, dat hy weet wanneer ons hom nodig het, en dat hy daar is, dat ons nie bang hoef te wees om die volgende tree te gee. Al is dit in die lug, al gaan ons met 'n gefladder en 'n gesparkel vorentoe. Die Here is daar om ons te help. Nou die agtergrond verstaan ons, hulle is sopas uit Egipte uitgekom, hulle is deur die Rooi See, en uiteindelik het hulle by Sinaï aangekom. En hier word hulle gesê, slaan kamp op. En dan, as 'n mens verder lees, dan word daar vir hulle gesê, hier gaan julle bly vir 'n jaar lank, sodat ek vir julle kan leer wat julle alles moet weet van my en my verbond. So die Here gaan hulle self onderrig. Hy gaan vir hulle die 10 gebooie gee, en hy gaan nog die uitgebreide goed vir hulle gee, om hulle te leer, wat beteken dit om volk te wees in die eerste plek, want dit is die eerste plek wat ons kan sê, dat dit nou Israel is hierdie, dat hulle saamgekom het, en dat hulle een volk is. En dit op grond van wat God hier doen, dat hy vir hulle die verbond gee, dat hy vir hulle die riglyne van hierdie verbond gee, en vir hulle sê, dit is hoe julle getrou moet bly. Hulle ontvang die 10 gebooie op die kliptafels, maar ons weet dat in die verdere gedeelte van Exodus en later die Torah, wat die eerste 5 boeke van die Bybel is,
word daar vir hulle uitgespel, wat dit beteken om volk van God te wees, en om in hierdie verbond te leef. God se bedoeling hiermee is, dat hy vir hulle saambring, dat hy hulle saambind, maar dat hy hulle ook uitnooi, om in hierdie verhouding met hom te leef. En al vat dit nou 'n jaar, voordat hulle kan regtig verstaan, wat dit beteken, dan vat dit 'n jaar, waarin hy hulle leer. Die hartseer is net, broers en susters, dat tipies menslik, het dit hulle nie lank na daardie jaar gevat, om weer droog te maak, en hulle rug op die Here te draai, en so vinnig soos 'n goue kalf te maak, omdat hulle nie vertrou het wat God vir hulle sê nie. En hoor net hierdie belofte, hy sê vir hulle, as julle my gehoorsaam en aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. Die bedoeling van God hier is besonders. Hy sonder hierdie mense uit, en hy sê vir hulle, met julle gaan ek 'n verhouding aan. En ek doen dit, deurdat ek eerste na julle toe kom. En ek begin hierdie verbond met julle. Dit was nie hulle wat uitgereik het na die Here nie. Dit was God wat die eerste tree gegee het, en wat hulle ingesluit het by 'n verbond met hom. En hy noem hulle besondere goed. Hy sê, julle gaan my volk wees. Julle gaan my priesterdom wees. Julle is my eiendom. So vroeg in die Ou Testament hoor ons al hierdie verhoudingstaal wat God praat met mense. God het nog nooit op 'n ander manier met mense gewerk as dat hy met verhoudingstaal praat en in 'n verhouding wil staan met mense voor hom nie. En dan, as ons net so oomblik spring na die Nuwe Testament toe, dan in 1 Petrus, hoor nou net hoe 1 Petrus napraat wat hier in Exodus 19 staan. 1 Petrus praat met Nuwe Testamentiese gelowiges. En hy praat met hulle, hy sê vir hulle, julle is God se nuwe volk. Julle is uitverkies in Christus. En dan skryf hy daar, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Hoor julle dieselfde taal? Hy praat van sy eiendomsvolk, van 'n priesterdom, van sy koninkryk en ons wat aan hierdie koninkryk behoort. Dis dieselfde verhoudingstaal. Dis net nuut, deurdat hy sy seun gestuur het en daardie persoonlike verhouding met ons kom aanknoop het deur sy seun. Broers en susters, ons hoef geen twyfel te hê aan wat God se bedoeling is met ons nie. Israel moes al by Sinaï berg geen onsekerheid gehad het oor wat God se bedoeling is met hulle nie. Sy bedoeling was toe dat hy hierdie volk skep en dat hy hulle gaan vestig, en dan gaan hy van hulle verwag om mense na hulle toe te bring, omdat die tabernakel en later die tempel by hulle is. Omdat jy die ewige God kan kom ontmoet hier by hulle. En dit was die bedoeling van Israel. In Christus het God dit kom omruil, nie? Hy het Christus gestuur na ons toe, sodat ons sy gesig en God self kan leer ken, en in 'n verhouding met hom staan, en dan wanneer ons uitbeweeg, as sy volk, as sy eiendom, kan ons mense God laat ontmoet, daar waar ons is. Nie omdat ons so wonderlik is nie, maar omdat ons 'n voorbeeld is van hoe God met mense werk. Hoe sy genade lyk, hoe sy liefde werk. En dit bring ons uiteindelik, broers en susters, by ons roeping.
Ons roeping is nog baie dieselfde as wat dit was vir hierdie ouens by Sinaiberg. Ons roeping is in die eerste plek om voor God te staan, om in 'n verhouding met God te leef, om hierdie woorde, hierdie name wat God vir ons gee, ernstig op te neem. Ons is sy eiendomsvolk. Ons behoort aan hom. Ons is 'n priesterdom, 'n koninklike priesterdom noem hy ons. En wat doen priesters? Priesters bedien. Priesters verkondig. Priesters dien God. En dit is wat hy vir ons gee om te doen. Elkeen van ons, as gelowige, het ons die amp, die roeping, om in die wêreld daar buite besig te wees om God te dien, om mense te bedien, om te verkondig dat God liefdevol en teenwoordig is en sorg vir ons. En hoeveel keer, broers en susters, in ons eie lewens het ons nie al iets gehad van hierdie fladderende klein arendjie, waar jy die volgende tree moet gee, maar jy weet nie waarheen jy trap nie. Jy trap uit die nes uit. En nou moet jy skielik vlieg, maar jy is nog nie in staat om te vlieg nie. En wat doen die Here? Hy skuif eenvoudig net onder jou in. En hy dra jou vir die oomblik. En hy help jou totdat jy by die punt kan kom, dat jy jou ou vlekkies kan strek en kan vlieg. En daar's niks mooier as 'n arend in die lug, majestueus en vry, sonder 'n teken van 'n stukkie angs. Maar dit het begin by 'n gefladder. En dit, broers en susters, is vir my die mooiste beeld van wat die Here wil hê ons moet word. Van hierdie fladderende, bang dingetjie, na iets wat kan vlieg in sy naam. Dis hoekom Jesaja 40 sê, as hy praat oor herstel, as hy praat van, jy verby 'n klomp goed kom, dan sê hy vir jou, en die Here sal jou arendsvlerke vir jou teruggee. En daardie arendsvlerke, broers en susters, word nie gedefinieer op 'n spesifieke manier nie. Ek het dit al so baie gesê, daardie arendsvlerke gaan pas by jou, en die manier wat jy gaan vlieg en zweef. Maar dat God se belofte vas staan, dat hy vir ons arendsvlerke wil teruggee. Dat hy ons sterk genoeg wil maak. Dat hy ons heel wil maak. Dat hy ons wil uitstuur in hierdie wêreld en sê, gaan sweef tot eer van my. Dit is uiteindelik die roeping wat God aan elkeen van ons gee. Hierdie klein arendjie kan nie vir altyd op sy ma se rug sit nie. Noodwendig moet hy liewerste wegtrek en vlieg en sweef en vry wees. En dis wat God se genade vir ons doen. God se genade maak ons heel. Dit herstel ons. Dit gee vir ons daardie vlerke sodat ons kan sweef. En daaraan, broers en susters, hoef ons nie te twyfel nie. Nie as Petrus vir ons sê, julle is 'n heilige priesterdom wat geestelike offers bring wat vir Jesus Christus welvallig is. Dis ons roeping. En dis wat ons moet ernstig vat. Dis 'n heilige roeping wat ons het om as gelowiges soos koninklike priesters op te tree. God te dien, mekaar en ander te bedien en die Here te eer in alles wat ons doen. Die Here het nie die Israeliete uit Egipte bevry sodat hulle kon doen wat hulle wil nie. Hulle het so gedink, hulle het daardie grense al die kante toe getoets. Hulle is nie bedoel gewees om nou skielik net los te raak en te doen wat hulle wil nie. God het hulle bymekaar gemaak. Hy het hulle tot daar gebring. Hy leer hulle. Hy wys vir hulle hoe magtig hy is. Hy wil hulle ook verder vorm en hulle vat by 'n punt waar hulle vir hom tot diens kan wees. Waar hulle hom kan verkondig. En daarom het hy sy tyd vat en hulle onderrig. Broers en susters, vanoggend moet ons raak sien dat oral waar God aan die werk is, gebeur dit op 'n bepaalde manier. Eksodus 19 wys dit vir ons, 1 Petrus wys ons dit, die Nuwe Testament wys ons dit, en uiteindelik sal ons eie lewens dit getuig.
God is die een wat eerste nader tree. God is die een wat eerste met hulle praat van die berg af. God is die een wat in sy seun na ons toe kom. En hierdie hele pad loop, saam met sy disippels, en uiteindelik sy lewe gee, sodat ons kan weet wie God is, en wie hierdie God is wat ons kan dien. Hierdie almagtige God, wat afbuig, en tot by mense kom. God is die een wat altyd eerste beweeg. Ons moenie onder enige illusie wees dat ons eerste praat, of eerste doen, of genoeg vir Here kan dankie sê, of op so 'n manier leef dat dit regtig heilig is. Ons moet verstaan dat God in sy genade beweeg eerste, doen eerste, praat eerste, verbind hom eerste aan ons in 'n verbond. En hy weet, soos wat hy met Israel geweet het, weet hy met ons, dat hierdie verbondsgenoot aan die ander kant van hierdie verbond, is dit nie waardig nie. Is nie in staat om te hou by die reëls van hierdie verbond nie. Maar dit is God se genade, dat hy nog ruimte maak daarvoor, en ons nogtans insluit, deel maak van sy verbond, en selfs vir ons intree, deur sy seun en sy gees. Sodat ons altyd terug kan kom, na hierdie besondere plek, waar God wil hê ons moet wees. Hy nooi ons eenvoudig altyd terug in 'n verhouding met hom, in sy teenwoordigheid in sy liefde in. Vir ons as moderne gelowiges is hier 'n paar goed wat ons vanoggend net kan opmerk en deel maak van hoe ons oor hierdie goed dink. En die eerste een is dat 'n mens moet besef uit die teks in Eksodus 19, maar veral dan ook uit die Nuwe Testamentiese teks, 1 Petrus se teks, dat dit hier nie vir die Here gaan, as hy praat oor enkel gelowiges nie. Bedoelende, die oomblik as hy met ons besig is hy met ons in sy verbond, as 'n volk, as sy eiendom besig. Hier word in die geheel gepraat die hele tyd. En ons moet dit ook so verstaan. Goed, hulle het nie regtig 'n idee gehad van 'n individu nie, want die individu was altyd deel van 'n groep. Maar hier is 'n belangrike stukkie onderbou wat ons moet verstaan. En dit is dat ons as gelowiges saamgebind word. Ons word saamgebind in 'n gemeenskap van gelowiges. En in hierdie gemeenskap van gelowiges ontdek ons dat ons nie op ons eie kan staan nie. Ons het mekaar nodig. Ons moet mekaar ondersteun. Ons moet die pad saam met mekaar loop. Want dis hier waar die Here ons vorm en ons stuur en ons roeping vir ons onderstreep en ons in staat stel om te ontdek wat het ek om te gee in hierdie gemeenskap van gelowiges en daar buite. En wanneer ons daar buite beweeg, broers en susters, is dit op grond van ons verbinding met God en met mekaar, dat ons die moed het en die krag het om buitentoe te beweeg. Daar is nie so iets soos 'n gelowige wat op sy eie voetjies staan. Ons staan by mekaar in 'n geloofsgemeenskap. En toe sê iemand dit baie mooi, sê, jy kan nie vir die Here ja sê, maar nie vir sy liggaam nie. Die Here, Paulus sê vir ons kan nie op 'n ander manier funksioneer as ons deel is van sy liggaam, en dat Christus die hoof is nie. En dit is hoe ons veronderstel is om te leef en te dien. Die tweede stukkie wat ons hier uit vir onsself kan vat, is ons eie identiteit. Nou is hier verskriklike mooi woorde, titels, wat vir ons gegee word. En as ons baie eerlik is met mekaar, broers en susters, dan is dit titels wat ons sukkel om te dra, want ons weet, ons is dit nie altyd waardig nie. Maar dit is God wat ons noem, sy eiendomsvolk, 'n koninklike priesterdom, 'n geestelike huis waarin almal saam opgebou word. Dit is die titels wat die Here aan ons gee, en wat ons op 'n manier waardig moet wees.
deurdat ons hom ernstig opvat, en ons roeping ernstig opvat, en voluit leef tot eer van die Here. Ons moet ons identiteit eien, dit ons eie maak, en dan moet ons dit gaan uitleef. Want wat God ons gemaak het, moet ons wees, elke dag. En dit sluit daarbij aan dat ons 'n roeping het. 'n roeping om dit waardig te wees wat God jou en my noem. Om waardig te wees die opdrag wat hy vir ons gegee het. Die genade wat hy aan ons bewys. En dan voel dit vir jou soms asof jy regtig soos 'n klein arendjie nog net fladder. Vertrou die Here daarin, dat hy nie vir jou alleen los nie. En dat jy maar die volgende tree kan gee, al voel dit vir jou, jy val hier van die kraans af. Jy gee 'n tree in niks in nie. Die Here is daar. Die Here sal sorg. Hy sal nog vir jou die geloof gee om daardie tree te gee. En hy sal vir jou bewys dat hy daar is om saam met jou hierdie pad te loop. Uiteindelik, broers en susters, moet hierdie gedeelte ons vervul met verwondering. Dat ons regtig kan glo. God maak die keuse vir ons. God kies ons. Hy kies my. Hy gee vir my al hierdie goed wat hy het om te gee. En al wat hy van my vra is om gehoorsaam te wees. Om te bly dink aan wat my roeping is en dit uit te leef. Ons geloof berus nie op onsself nie. Jy hoef nie jou geloof te meet aan hoe sterk jy voel of dink jy is nie. Jou geloof berus in God. Die God wat homself al daar bewys het, deur uit daardie berg te praat sodat hulle sy mag kon hoor. Dieselfde God wat sy seun gestuur het en gesê het, sterf vir hulle en red hulle. Dieselfde God wat sy gees stuur en sê, ek is by julle elke dag. En as ons so, broers en susters, deur die Bybel kyk, tot vandag toe, dan besef ons dat daar hierdie skare gelowiges agter ons is, wat ons aanvoer, wat vir ons bly sê, dit wat God vir jou sê is die waarheid. Glo dit, leef dit, vertrou dit. Wees jou roeping waardig. Hulle geloof is uiteindelik ons aansporing, ons oproep om getrou te bly, om te bly volhard, om te bly fladder, totdat jy vlieg. Mag die Here vir ons hierdie week leer hoe om ons vlerke te gebruik. Maar mag hy ons opnuut verbind aan sy verbond en aan sy genade. En mag ons dit wat ons weet ons is gaan leef. En hierdie roeping wat die Here vir ons gegee het, mag ons dit ernstig opneem. Amen. Broers en susters, ons gaan saam bid, weer saam te sing. En dit is die Ons Vader, lied 266. Ek gaan tog vra, kom ons staan vir lied 266, want 'n mens kan hom nie lekker ons kan hom nie lekker sing as hy, dis my skuld, ek het hom daar uitgetrek. Kom ons staan, broers en susters, en dan sing ons die Ons Vader saam, en dan bly ons staan vir die slotsang seën.
saam die baie mooi Vonk 293, hy wat woon in die skuilplek van God. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Amen.